ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 353. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan Vasgevang in die Antichrist-systeem, as 'n A5 boek, so amper 500 bladsye met 'n kopbeen op. Dis 'n eindtydboek, dis 'n eskatologiese boek. Ek het daai boek geskryf 27 jaar gelede, 26 jaar gelede, en die goed wat ek daar geskryf het, het ek gesê, sekere goed sal in 2025 gebeur, en dit het presies net so gebeur. Dis nie per toevallig nie. So as jy sou belangstel, en jy wil meer weet, daar is soveel inligting daarso, wat die wêreld daar buitekant niks van weet nie. Van daai inligting wat die internet vat, en hulle maak dit korrup, en hulle gee dit vir onskuldige mense, en hulle weet nie, of dit die waarheid is, en of dit leuns is nie. Sou jy belangstel, kan jy my kontak, met my WhatsApp nommer 0722367124, gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. As dit eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom, maar is nodig dat jy na deel 1 toe moet gaan, en reg voor begin, want iedereen is 'n magdom inligting verloor. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende studies kan ontvang. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend, halleluja. Skryfblok, pen, 33 Afrikaanse Bybel is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke môrester, U wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Dankie dat ons vanmôre nie in titels kom en U aanbid nie, maar ons kom in die naam bo elke ander naam. Halleluja. Dankie Vader dat U goedsgunstig ons raak gesien het, dat hierdie bo-natuurlike geopenbaarde waarheid na ons toe kan kom, dat ons Jafiste kon word, Vader, deel van die universele brein, in die wêreld. Dankie vanmôre vir elke boetie en sussie, ons dink aan hulle wat krank is, ons dink aan hulle wat siek is, raak hulle aan, ek bid ook vir myself, Vader, ek sê dankie vir die beterskap wat dit is, en ek is nog nie lekker reg nie, raak my aan in die naam van Jafashua. Ek bid dit, dankie vir ander dat vir ons bid, Vader. Dankie dat ons die voorreg het om die evangelie te kan preek. En die woord sê dat ons vanmôre lig is, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld daar buitekant. Seën hierdie boodskap. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua en elke Jafise. Halleluja. Laat dit so wees. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u ook 'n groot seën sal wees in die mooiste naam Jafashua. Halleluja. Die boek Spreuke, hoofstuk 20, vers 9. Nou, is vir my 'n baie interessante stuk wat koning Salomo hier geskryf het. Ek gaan dit net eers lees soos dit geskryf staan, en dan gaan ek die stukke insit tussenin soos wat Jaffa dit vir my gegee het. Hy sê, wie ek het my hart suiwer gehou. Ek is rein van my sonde. Koning Salomo skryf, hy sê, dat sy hart is suiwer gehou. Hy is rein van sy sonde. Nou as ek die skrif lees, en ek gaan nou my vingers gebruik om vir die stukkies in te sit, dan sê jy nou, hoekom die skrif
totaal net tot lewe. Wie in die leeftyd van koning Salomo kon ooit sê, ek het my hart of my sielsdimensie suiwer gehou. Ek is rein van my sonde. Die Israeliete kon dit nooit gesê het, wat onder die 613 wette van Moses gefunksioneer het nie. Dit is onmoontlik. Want die woord sê, dat Jahwe het hulle sondes oorgesien. Dat hulle het nie berou gehad oor hulle sondes, die volk van Israel nie. Hulle het elke dag oor en oor in daai selfde sondes gelewe, met die wete dat ander jaar gaan daar 'n tyd kom om 'n bokkie of 'n lammetjie of duiwe te offer. So, verstaan ek dan die skrif reg? Wie in die leeftyd van koning Salomo kon sê, ek het my hart of my sielsdimensie suiwer gehou. Ek is rein van my sonde, daar's 'n vraagteken. Die Israeliete kon nie dit sê nie, want hulle het onder die 613 wette van Moses gefunksioneer. Maar die bruid van Jahwe kan dit uitbasyn vandag. Hoekom? Want ons is rein deur die bonatuurlike genadebloed van Jahwe. Omdat ons tot bekering gekom het, wedergeboorte gekom het en in heiligmaking. Jahwe volg elke dag van ons lewe. Elke dag. Ek is rein van my sonde. So prof, jy het nooit weer sonde gedoen nie. Nee, die Bybel sê, almal het gesondig, het ontbreek aan die heerlikheid van Jahwe, maar deur genade word ons gered. Ek weet een ding, dat my naam is herstel in die boek van die ewige lewe. Ek het dit mos al vir u verduidelik. My naam is herstel, omdat ons uitverkies was tot die ewige lewe voor die grondlegging van die aarde. Toe ons as babetjies gebore is op die aarde, is ons in daardie uitverkiesing gebore. Maar soos wat ons volwasse geraak het deur sonde, het ons uitverkiesing uit die boek van die ewige lewe uitgevee. Ons het dit uitgehaal. Maar Vader het voorsien deur die genadebloed van Jahwe aan die kruishout van Golgotha, deur sy begrafnis, sy sterfte, sy begrafnis, sy opstanding, sy hemelvaart met sy wederkoms, dat ons herstel is as bruid. Het ons uitverkiesing herstel in die naam van Jahwe, deur die bad van wedergeboorte. En dis hoekom Jahwe van Nikodemus sê, Johannes 3 vers 1 tot 11, jy moet weergebore word uit water en die Ruach HaKodesh. Anders gaan die koninkryk nie sien nie, jy sal in die hemel nie ingaan nie, dit klink so. Nee, maar die ou wat aan die kruis gehang het, hy het dan in die hemel ingegaan, hy is nooit onderdompel of gedoop nie. Hoe nou? Nee, hy is tot in die paradys, in die derde hemel. Maar hy sal nooit in die bruilofskamer kan ingaan nie. Hoekom? Hy het nie 'n bruilofskleed aan nie, Galasië 3:26-29, gaan lees dit vir jouself. By die tyd ken jy hierdie skrif al uit die kop uit. Ons het die bruilofskleed aangetrek toe ons deur die bad van wedergeboorte gekom het. En dit maak die verskil. Die verskil is of ek net tot in die paradys wil gaan, waar die huwelik gaan plaasvind. En of ek by die onthaal wil wees, as 'n gas, en of ek deel van die bruid wil wees. En om deel van die bruid te wees, is om 'n bruilofskleed aan te hê. En daai bruilofskleed, as ons hom aangetrek het deur die bad van wedergeboorte, in die naam van Jahwe, die onderdompeling, dan is die onus op u en my om daai kleed rein te hou. Die res van ons lewens. En die pad te stap in heiligmaking. Nou gesed te wandel elke dag. Af te lê elke dag in ons lewens. Dis 'n lewensproses. Dis 'n lewensproses. Dit gee ons nie die vrypas omdat ons weet dat Jahwe aan die regterhand van die Vader sit, waar hy ons wat is? Ons voorspraak.
Sou dit gebeur dat ons stumble, struikel, ek praat nie van val nie, iets verkeerd sê of iets verkeerd klein doen, verstaan? Want by Vader Jahwe is daar nie klein en groot sonde nie, sonde is sonde. Dan sit Jahwe daar as ons voorspraak, as ons prokureur, as hy wat die prys betaal het, as hy wie vir ons die ewige lewe gegee het, dan tree hy vir ons in as ons voorspraak. Ons het nie 'n menslike hoëpriester wat ons voorspraak is nie. As bruid, wie herstel is, wie se name herstel is in die boek van die ewige lewe, het 'n voorspraak. Daai voorspraak is nie vir die godsdienstiges nie. Dit is vir die bruid. Die mense het dit nooit verstaan nie. En dis hoekom Jahwe van Nikodemus sê, jy moet weer gebore word uit die water en uit die ruach. Al as jy koninkryk nie ingaan nie, jy sal dit nie sien nie. Dit is die bruilofskamer. Halleluja, halleluja. Wie in die leeftyd van koning Salomo kon sê, ek het my hart, my sielste mensie suiwer gehou. Hulle kon nie hulle harte suiwer hou nie. Dis hoekom hulle bokkies en lammetjies en duwe geoffer het. Ek is rein van my sonde. Nie eens die hoofpriester in daai tyd kon hom rein hou nie. Die Bybel sê hy moes eers 'n offer bring vir hom sy eie sondes. Hoekom? Want hy was feilbaar, hy was 'n mens. Maar ons hoofpriester Jahwe het nie sonde gehad nie. Hy het nie nodig gehad vir homself 'n offertjie te brand nie. Maar hy is ons voorspraak. Hy is nie net ons voorspraak nie, hy is ons bruidegom. Halleluja. Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergeet hulle, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs aan die kruis, daai liefde, hy bid vir die ongereddes, vir die Romeinse soldate, vir die Sanhedrin, die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerders, wat die oorsaak is dat hy gekruisig is, dat hy aan hy kruis vasgeslaan is. Gee hy om vir hulle, vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar weet jy wat, sy genadebloed is vir ons elkeen vanmôre genoeg. Hy sê so, ek is rein van my sonde. Ek wil vir môre sê, as 'n Jahvis, het ek en u iets wat die wêreld daar buitekant na smag, is om te sê, ek is rein van my sonde. Wie het my rein gemaak? Die genadebloed van Jahwe. Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, wat sal ons doen? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wie die sonde afgesterf het. Rein is van ons sonde afgesterf het. Hoe kan ons nog daarin lewe? As ons tot bekering gekom het, ons het die sonde afgeskerf, die ou mens van sonde is begrawe, die nuwe mens van lewe het opgestaan. Hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wie in Jahwe begrawe is, in sy dood geonderdompel is nie? Hy sê so. En dis hoekom, soos die AGS ouens wat doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Jahwe was nooit 3 keer begrawe, dis maar die hele katholieke doop, julle vrymesselaars doop. Dis maar wat dit is. Kan jy vir my sê, 'n pastoor met 'n bietjie common sense, nie baie nie, sit in 'n kerk wat mense 3 keer onderdompel, en vra nooit vir die leierskap, hoekom doop julle mense 3 keer nie? Ek wil vir jou sê, as jy 'n pastoor is van die AGS kerk, en jy bevraagteken hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is jy môre sonder 'n job. Dan gaan jy weer weld, of jy gaan karre was, of iets anders te doen. Jy sal nie 'n pastoor bly by hulle nie. Hoekom? Het is deel van die Babyloniese hoermoeder se dogmatiek, the Father, the Son and the Holy Spirit. Katholieke doop. Vrymesselaars beweging.
Ek het al hoeveel keer oor hierdie ding gepraat, oor Vader, Seun, Heilige Gees. En tot vandag toe het nog nie een van die AGS pastore die guts gehad om my te bel nie, of met my te praat, of my uit te daag vir 'n debat oor dit nie. Maar ek sê, wys my een plek in die Here Bybel, waar iemand so gedoop is, dan gee ek jou my kar. Ek gee jou my kar. Ek gee jou wat jy wil hê van my. Verstaan jy wat ek sê? En in die tussentyd sit ons in hierdie kerk, ons hoor die boodskappe, ons sit verblind deur kerkdogma en kerkdogmatiek, wat die pastore nie kan verduidelik nie. Selfs die volle evangelie, kom ons sê, lede in Christus, enige een van die ouens, sê hulle moet jou een plek in die Bybel wys, waar iemand ooit gedoop was in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want hulle sê, nee, ons doop soos die Bybel, net een keer, naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Daar's nie een keer ooit in die Bybel so gedoop nie, maar elke keer in die 33 Bybel, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van ons sonde, wat ook nie waar is nie. Want die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. So die gemeentes van Christus en die UPC's en al hierdie ouens, julle is net so verkeerd soos die drie-eenheids ouens. Want die naam Jesus kan julle nie vir my bewys, het ooit bestaan nie. En ek is bereid om julle te challenge ook, waar en wanneer julle wil, om vir my te wys, dat die naam Jesus het 2000 jaar gelede bestaan. Terwyl AI self sê, en gaan kyk wat sê AI, Artificial Intelligence, die rekenaar sê, dat die letter J is eers in die 16de eeu geskep. So hoe kon hy 2000 jaar terug bestaan het? Ja, dit is die goedjies wat 'n mens aan die dink moet sit. Dis die dinge wat ons aan die dink sit. En dis die dinge wat my amper van my kop afgehaal het. Maar ons lewe nie in die verlede nie. Ons trek nou wat voor is. Tot môreoggend is Vader Jaffa lewing Sondhuispaar. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.